Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 6 Mei. Moses, 'n godvreesende leier. Alhoewel Henog duidelik 'n ongelooflik hegte verhouding met God gehad het, weet ons meer van Moses se verhouding met die Here. Ons kan selfs etlike gedeeltes lees waarin Moses se gesprekke met God opgeteken is. Naarmate ons elke triomf of teëspoed van hierdie nederige leier se lewe van nader bekyk, word dit keer op keer duidelik dat die enkel belangrikste deel van Moses se lewe en die geheim tot sy sukses as 'n godvreesende leier, sy konstante kommunikasie en vaste verhouding met God was. Lees Eksodus 33 vers 15 tot 23. Wat is die inhoud van hierdie gesprek tussen God en Moses? Let op die trant van God se woorde. Ons lees Eksodus 33 vers 15 tot 23. Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op aarde is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien, maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Eksodus 33 vers 15 tot 23. Stel jou voor hoe dit moes wees om met God te praat en sy stem hard en duidelik te hoor. Mens kan byna nie glo dat die Israeliete nie self ook direk met God wou praat nie. Nee, hulle smeek toe eerder by Moses om namens hulle met God te praat in Eksodus 20 vers 18 tot 21. Tog is Moses op hierdie regstreekse kommunikasie met God voorberei. Sy eerste interaksie met die Here was immers al destyds met die brandende bos. Boonop was dit op die einste berg waar die Israeliete nou nie direk met God wou praat nie. Mens lees wel dat Moses ook plek op sy eie gebid het. Hoe dit ook al sy, hy was byna konstant in God se teenwoordigheid, besig om vir leiding te vra en om vir die volk wat hy lei, bemiddeling te doen. By 2 geleenthede tree Moses vir bloedfamilie in. Wat was telkens die rede en wat sou telkens gebeur as hy nie daardie bemiddeling gedoen het nie? Vir Aaron gaan ons lees Eksodus 32 vers 1 tot 14, sowel as verse 31 tot 34. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan julle ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is en bring dit vir my. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hande geneem en dit met die bytel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê: "Môre is daar fees tot eer van die Here." En hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê die Here vir Moses: "Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het verderflik gehandel." En hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: "Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het." Verder het die Here vir Moses gesê: "Ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak." Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê: "Waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk wat u met groote krag en met die sterke hand uit Egipte land gelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u toorn en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte vir wie u by u self gesweer en aan wie gesê het: "Ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe." Toe het dit die Here berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk sou aandoen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê: "Ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het." Toe het die Here Moses geantwoord: "Wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar gaan nou en lei die volk waarheen ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek." Die volgende vers lees ons uit Deuteronomium 9 vers 20. Ook was die Here baie toornig op Aaron, sodat hy hom wou verdelg, maar ek het ook vir Aaron in die tyd gebid. Hierdie gedeeltes was dan met betrekking tot Aaron. Die volgende vers is met betrekking tot Miriam en ons lees Numeri 12 vers 13. En Moses het die Here aangeroep en gesê: "O God, maak haar tog gesond." Numeri 12 vers 13. Besonder merkwaardig is Moses se intrede vir Miriam, in ag genome dat sy jaloers op hom was en hom derhalwe swak behandel het. Moses kon nie eenvoudig teruggestaan het, toegelaat het dat God sy oordeele oor Miriam en Aaron bring. Hulle het dit immers verdien. Moses is egter 'n vergewensgesinde mens. Hy doen voorbidding vir sy suster, vra dat die Here haar sal genees. Wat 'n kragtige voorbeeld bespeer mens hier in Moses se optrede van God wat sondaars begenadig. Lees Matteus 5 vers 44 en Kolossense 3 vers 13. Hoe leer mens om te doen wat hier van ons gevra word? En waarom is dit so belangrik dat elkeen van ons dit wel doen? Ons lees en sluit af met Matteus 5 vers 44 en Kolossense 3 vers 13. Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Kolossense 3 vers 13. Verdra mekaar en vergewe mekaar, en as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.